Here Jesus in Johannes 11 vers 25 gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Ons het vandag hier by mekaar gekom, om te groet. En weet jy, dit is vir my seker nog die moeilikste boodskap om te bring, omdat Anta so naby aan my was. Maar ek dink, kom ons sit net so en ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, U het die Seun Jesus Christus gegee, om aan die kruis te ly en te sterwe, en U het hom in heerlikheid opgewek. Ons dra aan U barmhartigheid op, en ons bid dat U die pyn en die lyding, die onverwagtheid van haar dood, ten goeie mag gebruik, en dat U naam vir ewig verheerlik mag word. Vertroos almal teenwoordig in hulle droefheid, en onderskaag haar familie met U liefde. Mag hulle nie rou soos diegene wat geen hoop het nie, maar aan die geloof dat Jesus Christus gesterf en weer opgestaan het, en weet dat U diegene wat in hom ontslape is, weer saam met hom sal opwek, deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Amen. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wat 'n kosbare belofte vir ons wat Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser. Weet U, baie dankie dat U vandag gekom het. Ons vergader vanmiddag hier om afskeid te neem van Anta van Rooyen. Ons het gekom om te ween, en ons het gekom om ons meegevoel te betoon. Ons erken vandag dat ons nie al die antwoorde het nie. En wat gebeur het, 'n moeilike situasie is, ons is geskok, ons is hartseer, en ons verstaan nie heeltemal nie. Dit mag moeilik wees, maar die woord van die Here sê, dit is goed om hier te wees vandag. In Prediker lees ons, dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis, as om te gaan na 'n huis van maaltyd. Want die eerste is die einde van al die mense, en die lewende kan dit ter harte neem. Eerstens gee dit ons die geleentheid om die lewe wat God vir Anta gegee het, te vier. Ons is hartseer, maar ons wil haar eer betoon, en ons wil haar hulde bring vir haar uniekheid. Ek wil vra dat ons dan nou sal saam staan en hierdie eerste lied sal sing, Die Here is my herder. Dankie Adel. Love
Here is ons herder. Amen. U kan die sitplekke neem. Ek wil dan asseblief vir Melinda vra, net vir ons na vore te kom en die kers vir ons aan te steek, tot viering van die herdenking van wat en wie Anta vir ons was. Hierso. Ek het so my leer. Een liefdevolle herinnering aan Antoinette van Rooyen, gebore die 10de Januarie 1967 en het die tydelike vir die ewigheid verruil op die 16de November 2025. Toe Anta by ons gemeente aangesluit het, was dit moeilik om deur al daardie lae te breek om by daai soet, sagte Anta uit te kom. Ek onthou sy was moeilik geweest. As jy haar nie geken het nie, moes jy hard werk om deur te breek en in daai kring te kom van vertroue. Maar toe ek Anta finaal leer ken, was dit alles nie moeite werd gewees. Soveel so nou, Melinda is my ma, julle hoor al as ek haar groet in die môres, dan sê dat, môre ma, hoe gaan dit ma? En Anta het my sussie geword. Wanneer sy instap, dan sê sy vir my, môre Boeta, dan sê ek, môre sussie, hoe gaan dit met jou? En wie hy so raak ons as gesin, as familie, as kerk, so geheg aan mekaar. En wanneer so 'n tragedie kom, dan slaan dit diep. Dan word daar leemtes in ons lewe gelaat. En as ek dit nie kan sê vanmôre of vanmiddag, terwyl jy die tyd het, maak seker jou mense weet hoeveel hulle vir jou werd is. Maak seker jou mense weet dat jy hulle lief het. Maak seker jou mense weet dat jy vir hulle omgee. Sy sal altyd in my hart bly. En so wil ek vanmiddag ook vir julle die geleentheid bied. As daar 'n staaltjie is wat jy graag met ons wil deel, as daar 'n herinnering is wat jy graag met ons wil deel, wil ek nou daardie geleentheid vir jou gee. Want dit is vir ons juis hierdie diens die geleentheid om ons eer te betoon aan haar en hulde te bring aan haar uniekheid. So ek wil vra, as daar enigiemand is, om asseblief vir ons dan net na vore te kom, om 'n huldeblyk te bring vir Anta. Ek weet ek gaan begin met Margaret. Ek weet sy wil graag 'n huldeblyk bring. En dan, soos jy dit goed dink en jy vir ons net ietsie oor haar wil kom vertel, kan julle dit gerus doen.
Sure, it's just so I have to speak. I have to speak in English. My Afrikaans is pretty loose. And as I was just thinking about Antoinette, and today is a sad day, and yet it's also a joyful day. My comfort is knowing that she's with Jesus today, that she's out of her pain and out of her sorrow and a heartache that she had. And each one of us has got a story with her. And cherish that story you've got with her. I've got a story, quite a long story. I know Antoinette when she was born. And when she was 16, fast forward now, 16 or 17 years, we offered her a job with people who were at Casper. We offered her a job, and she came, that shy little teenage girl, and very, very nervous, and she couldn't speak English very well, but Uncle Casper went and bought a dictionary for her, and he said, here, when you don't know the English words, look it up. And that's how she started speaking. And the main task in the beginning was to answer the telephone. Now, Afrikaans girlie to come and enter a business and to come and answer the telephone. She was petrified. And I said to her in the beginning, antwoord net in Afrikaans. En as die mense nie verstaan nie, dan sal hulle en dan probeer jy maar net help. En so het sy gegroei. En ek het haar so gekyk en oor die jare was het baie close. She wasn't just a colleague or an employee. She was my friend. She was such almost like she was. We always say she was like a daughter to us. She worked for us for almost 30 years. So from that little 16-year-old until 2014, how old was she then? And 67, she was, I don't know, my maths are not good today. But any case, that is what I remember. And we worked together, and over the years she learned more and more of different tasks, of wages to, and then in the end, at one stage we switched over to computers, and because that's another new thing for many of us. And but she was, she was that bond in our family as well. My children, one family is in Germany, the other one is in England, and they all sent condolences to each and every one of you. And it was Antoinette, it was like part of our family, because our offices were at home. So she was always there, and she was just a lovely daughter, and I loved her so much. And in 2014, when we left and with Casper 77, then we closed the business. But at that stage, she was good enough to go, and she carried on her own, her work. And in the end, I don't see any of Joe Davis here, but Joe Davis employed her in the last couple of years, employed her as an employee. I used to do their books as well. So I'm going to miss her, even though, we don't have to phone one another every day. When you've got the love of Jesus, and you've got the love of Jesus for that next person, each and every one of you, I love you. I don't know you, but I love you for the love of Jesus. And so we don't forget one another. Only because somebody don't phone you. Just you make an effort. Wat wil mense sê, en laat ons mekaar aanmoedig in hierdie
haar aanmoedig. En tel op haar telefoon, want dan jy dink aan iemand. En tel die foon op. Jou selfoon in jou hand. Maak op oproep en sê, hoe gaan het met jou? En toen ek interessant het, dan sê ek so baie Engels. Dan sê jy, maar ek dink ek het my hart uitgepraat. Ek sê dat ek nie iets belangrikheid verlaat het nie. Ja, just want to say that I wrote here, I'm so blessed to have had the privilege of seeing her as a beautiful young lady she turned out to be before I went back to Gauteng. And then I was hoping to be back in town to say the final goodbye to her, but it wasn't to be. But I just want to say to each and every one of you today, Jesus loves you. Never ever forget that. Jesus loves you. He went to the cross for each and every one of us. So I just want to say, my heart is sore, but I'm also rejoicing. Thank you for it. Margaret, thank you so much. Is daar enigiemand anders wat dalk vir ons ou staaltjie wil kom vertel, kom gerus my na vore. Kan jy hard praat? Want ons saai uit. Nee, dis doodkrag. Daar is baie dankie. Ek het aantal ontmoet toe ek 19 jaar oud was. En ek wil nou nie al voel nou die eerste kans. So, ek en Karel was 'n blind date. En die eerste aand toe hy my na sy huis toe vat, toe soek almal in daai huis vir 'n kniepop toe. And I didn't know what the hell that was. En ek gaan huis toe en my pa het saam met Karel se pa en Charlie in dieselfde fabriek gewerk. En ek sê vir my ma, wat is 'n kniepop doen? En my pa sê, hoorie, dis plaasmense daai, hulle olie in hulle are, jy moet uitdaag. En my ma sê, ons is dorpschicks, ons weet nie wat is 'n kniepop doen? En iemand wat daar was, het gesê, hoorie, dis 'n kopdoek wat jy opsit wanneer jy knie. Ek sê vir my ma, bak hulle dan hulle eie brood. Ons koop by Breadhouse. Dis hoe ek aantal ken. En aantal was al die jare voor sy vir Willie ontmoet, dit 'n ou jong mooi. Maar sy was die jongste van die klein kinders in haar gees. Sy het by almal se huise gaan oorslaap om hulle kinders te leer hoe om nie goed te verloor nie. So, sy het gekom met haar tassie games en haar daai vingerbord, groot oppe ding en dan het hulle die reels opgemaak soos wat hulle aangegaan het sodat Anta kan wen. Totdat ek op 'n call in my huis gesê het, luister mooi vir my, hierdie Monopoly is nou die einde van my bord brand. Julle is almal sulke suurgatte soos die Besaidnots. Julle gaan nou ophou met julle games. Toe begin hulle les violent games speel, soos kaart en pick-up sticks. En na rukkie toe dink ek gaan die pick-up sticks opvat en dit skerp. Maar dit is wie Anta was. Anta het elke kleinkind van ouma Lily geleer hoe om kaart te speel, hoe om al die spelmtriks wat al was met die guys, die het Anta gedoen. En tot vandag toe, na 41 jaar met Karel getroud, nie 41 jaar dae en nagte, dis baie lang. Sê ek nog voor, ek weet nie, wie is die grootste suurverloder tussen jou en Antoinette nie? But you give each other a good bout. So my kinders het geleer om games te speel en hulle speel tot vandag toe games. So groot as wat hulle is. En dit net hartig gemis. So hulle speel nog al die tyd games. En dit is te danke aan Antoinette. Ek kan nie onthou dat sy ooit vir my 'n kwade woord gehad het en
haar hele lewe nie. En ek was die enigste skoondogter, so ek was die beste een en die slegste. Maar sy was nooit met my geskik of baklei, hulle nie sy het vir Karel gewerk. Maar dit sal ek altyd vir haar dankbaar. Ja. Baie dankie. Ken iemand anders? So is vandag 'n oomblik waarin ons vir Anta kan onthou. Asseblief Melinda, kom jy my vorentoe. Allemaal is dus baie lief vir Anta. En my staak is, ek kan die skrifse praat, dus ons is in die kerk, ek kyk die man en my kind, is die eerste wat ouma Anta gekenend, dat alles wat lekker is in die program. Dus jy persoonlijk gesê, Anta is nie so, dan word dit nou in die 5 maart, so wat ek aan die Anta drukkies neem, en dan is dit wat sweeties. En water is dan nog drukkies bijgekom. En dus het jy elke keer versoek bederf en ietsie lekkers. So vir Anta sê jy nou, as jy nou, my liefde van Anta, so my kan my skuld. Baie dankie. Ken iemand anders? Thank you, Pastor. Good afternoon, everyone. Firstly, I'd like to say that I'm deeply sorry for your loss and condolences to your family and friends. Secondly, I'd like to thank the family who have asked me to say a few words today. I regard it as an honor to stand here and pay tribute to our past colleague. For those of you that don't know me, my name is Greg. I'm from Joe Davis Locksmiths, Antoinette's place of work, and whom I worked with for many years. Anta, as we affectionately knew her, first introduced herself to us through Margaret, who used to attend to our books and worked only a few days a week, and then alternate weekdays, and then came in more regularly as the workload grew. When Margaret decided to move out of Port Elizabeth, Anta was employed in a full-time capacity and joined our team of ladies in the back office. In no time at all, she integrated into the Joe Davis accounts engine room, gelled in very nicely and eventually had to put on what was to her foreign, a stern work face to deal with our employees' HR issues. We shared many special moments with Anta at work, such as Anta's homemade strawberry jam, her stories about people who didn't even know existed, listening to her busy, exciting holiday trips to Cape Town, her love for good food and cocktail drinks at staff parties, her incredible and successful journey for weight loss, her caring nature for others, often at the expense of her own well-being, sharing her joy and love for her Vinny, who was tragically taken from her. Anta, we just want you to know that we will forever fondly remember you for your quirks, jokes, and infectious giggle in the back office at our show. You will be missed and will be tough to replace. The ladies will agree with me when I say the accounts office is very quiet without you. From a different angle, I think Anta would have liked us to remember her for her kindness, friendliness, and energy for life. She would want us not to be sad, but rather reminisce about the good times we shared. Lastly, I would extend a very big thank you to Melinda, along with all the family members and friends who helped Anta in her last few months. You will be blessed. Once again, I would like to say thank you for the opportunity to say a few words and wish the bereaved family condolences, sympathy, and Godspeed during this difficult time of loss. Thank you. Thank you. Ken iemand anders? Dan wil ek vir Gerard
vra om asseblief vir ons die bedankingslied. Nee, ekskuus Karel. Ekskuus tot Karel. Eerstens wil ek sê, my dank vir almal wat hier is vandag. En almal se lewe actually bevier. So is vandag en wil ek vir die pastoor sê, dankie vir die diens, dat hy het nooit gedoes, en die park, ondernemers, dat ons met hulle gedoen. Dankie vir almal wat die laaste paar maande wat kan bygestaan het, finansieel, uit die hart uit, mensen bij allemaal verdienen. Dank en speciale dankie aan Lorena. Ik kan heel erg alles wat ik aan de gedoen. En dan is het de Belinda en Tassie. De eisters. Ik weet niet zij al laatste tijd is het meer, maar het is niet die hele laatste. Daai ding, we het so toegestuur en data van my achter, en die hele plan maar, ek gebeet, dit gaan nodig wees om daar te wees, om daar tyd, en daar laatste tyd. Ek heb daar ek wat meer moet doen, dat wij daar die beoordeling gekomen het, dat dit is goed. Baie dankie, Karel. Tweedens is dit ook vir ons 'n geleentheid om afskeid te neem. En so moeilik soos wat dit ook al mag wees, sal hierdie diens ons help om te laat gaan. Derdens is dit ook tyd om te kyk na ons eie lewens. Ons gaan almal eendag sterf. Dis 'n gepaste tyd om belangrike vrae te vra. Vrae soos, is ek reg om dood te gaan? Waarheen sal ek gaan wanneer my lewe hier op aarde verby is? Geliefdes, hierdie diens is meer vir my en jou as wat dit vir Anta was. So ons gaan haar onthou, ons gaan van haar afskeid neem, maar ons gaan ook op ons eie lewens reflekteer. Baie van julle soek vandag na antwoorde. En ek wil vir jou gerus stel om vir jou te sê, dit is goed om vrae te vra. Dis normaal om vrae te vra. Dis normaal om te vra waarom dinge gebeur het, soos wat dit gebeur het. Daar's 'n verhaal in die Bybel waarvan ons lees, waar daar ook vrae gevra was, waar mense dieselfde gevoelens gehad het. Ons lees daarvan in die Evangelie van Johannes, die 11de hoofstuk. Hier lees ons van 'n begrafnis wat harde vrae, diep emosies en onluikende hoop was. Die oorledene was Lazarus, wat van 'n egte familie gekom het, 2 susters, Martha en Maria, en soos Anta was sy van 'n goeie familie, met baie vriende, en een van haar vriende was Jesus Christus gewees. En Jesus daag 4 dae na sy dood by die huis op. En daar sit die huis vol van familielede en vriende, en almal sit en ween. Beide Martha en Maria hardloop op hulle beurt na buite en vra vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Ek veronderstel, baie van ons
het ook as vra. As ek maar net meer tyd saam met haar spandeer het, as ek maar net dit of dat gedoen het. En ek wil vanmiddag vir jou sê, moet jouself nie blameer nie. Margaret het nou gesê, ons hoef nie elke dag met mekaar te praat nie. In ons harte weet ons, want ons is kinders van die Here. En daarom weet ons het ons mense lief. Maar ek wil vanmiddag vir jou sê, dat het moenie jouself blameer nie. Dis nie gesond nie, en is ook nie jou skuld nie. Die woord van die Here sê, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe. En terwyl ons nie heeltemal verstaan nie, weet ons dat dit wel Antas se tyd was. En wanneer ons die verhaal van Lazarus verder lees, vind ons die kortste sin in die Bybel. Terwyl daar baie vriende en familie rondgestaan het Jesus bedroef nader gestap en gevra, waar het julle hom neergelê? En van al die dinge wat Jesus kon sê en doen, vertel die skrif vir ons, Jesus het geweet. Die koning van die konings, ons saligmaker, ons verlosser, die almagtige, die volmaakte mens, wat sy vriend se begrafnis bywoon, en sonder verskoning, of sonder verleentheid, openlik tree. Die mense het selfs gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. As jy vandag wou tree. As Jesus kon tree en kon huil, mag jy ook uit en gee aan jou gevoelens. God voel jou pyn. Hy wil deel hê daarin. Hy wil jou daardeur help. Ons hemelse Vader weet hoe dit voel om iemand vir wie jy lief is te verloor. Hy het sy eniggebore seun, Jesus Christus, verloor. En my vraag vandag aan jou is, waarheen sal jy gaan wanneer jy sterwe? In hierdie teksgedeelte lees ons in vers 25 en 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Ek gaan vra dat Beruska asseblief vir ons 'n item kom bring, waarna ons die toesegging sal doen en afsluit. Dankie Beruska.
boeklippie net nou speel. En so die geleentheid gegee word om Anta net weer finaal te groet. Baie dankie Adel.
Soos vandag, 'n dag waarin ons Anta kan onthou, haar kan vereer en haar kan groet. Ons weet ook dat dit 'n verrassing was, dat daar nie 'n begrafnis of 'n teraardsbestelling gedoen gaan word nie. Maar ek dink ek wil tog ter afsluiting die toesegging doen. Ons gee die liggaam van ons liewe suster Anta wat veras is, aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof, en ons dra haar op aan die regverdige en genadige oordeel van hom wat alleenlik verstaan, Jesus Christus, ons Here. Amen. Amen. Ek wil vir u dan verduidelik hoe ons vandag, u kan vir ons die familie eers die geleentheid gee om deur te beweeg na die saal toe en dan ons almal volg, so jy kan deur daardie deur gaan om dan agter saam met die familie verversings te kom geniet en ietsie te drink en bietjie op te vang en te gesels. Kom ons staan net almal saam en dan sluit ons af met gebed. Liewe Here, ek dank U dat ons vandag hier kon vergader. Dat ons kon afskeid neem van Anta en kan weet, Here, dat sy in U betroubare hande is. Ons dra haar oorskot aan U betroubare hande op en ons vra, Here, dat U genade vir haar groot sal wees. Ek bid, Here, dat U Gees ook elkeen van ons sal oortuig van waar ons is in ons verhouding teenoor U, Here. En Vader, dat ons daadwerklik daaraan sal werk om daardie verhouding te koester en U te soek met alles wat daar aan ons is, Here. Vader, gee ons genade op genade. In Jesus kosbare naam bid ek dit. Amen. Amen. Baie dankie. Ons is verdaag.